Daar sê baie dankie, Johan, vir die verwelkoming. Dis so lekker dat ons met mekaar kan kuier, want ons is 'n familie en binne die Oostelike Synode bly ons vir mekaar sê dat ons 'n familie is wat na mekaar kyk, vir mekaar omgee en van tyd tot tyd 'n bietjie by mekaar kuier om daarom te hoor hoe gaan dit met julle en ek en nou Jorrie het lekker met mekaar gesels so in die week wat verby is en ek en Johan het al lekker gekuier. So dis baie lekker om so namens die ring dan te sê, ons is deel van 'n groot familie wat regtig ook wil sê van ons kant af, groete van die ring se kant af, van my gemeente af. Jorrie is vandag daar en ek is hierso. Baie groete ook van die gemeente af vir julle. Dis regtig kosbaar dat ons 'n bietjie met mekaar kan kuier en regtig kan hoor hoe gaan dit so dieper binne in 'n ou se wêreld in. Van julle ken ek, van julle kom ek al lang pad mee, lang jare terug van Greidingsstad, my heel eerste gemeente af, het Manus hulle al daar 'n draai gemaak so, hier's 'n klomp mense met wie mense lang pad stap, kerkraad, ek sien hulle so, Johan, daar sien ek vir jou so, lekker dat ons so regtig in mekaar se wêreld betrokke kan raak. Vir my gaan die vraag vandag, so voor ons by die by so 'n stilwordtyd kom, is, ons praat baie keer daarvan, dat die appel val nie ver van die boom af nie. Nou wil ek vandag vir jou vra, hoe lyk jou appel? Dis 'n vreemde vraag, né? Julle ken die idiomatiese uitdrukking. Die appel val nie ver van die boom af nie. Ek hoef nie dit te verduidelik nie. Vir die wat dit nie verstaan nie, na die tyd is daar Afrikaanse lesse, ek vang julle by die tee. Dan kan ons mooi vir mekaar verduidelik. Vandag wil ek eintlik net vra, van hoe lyk jou appel? Want dit hang af, hoeveel tyd het jy spandeer met jou appel? Nie met jou selfoon nie, met jou appel. Want is interessant as 'n mens so 'n bietjie na Deuteronomium kyk, want Deuteronomium kom help vir ons so klein bietjie om te sê, wat is my en jou interaksie wat ons nodig het met ons appel? Want wat is ek wil amper sê die kosbaarste wat jy vir jou appel kan gee? Is 'n verhouding met die lewende God. Ek wil altyd sê, dis my pa en my ma se skuld, dat ek 'n kind van die Here is. Is dit nie die mooiste skuld wat 'n ouer kan dra nie? Want die appel het by hulle gaan sit, en by hulle gaan leer oor, waaroor gaan dit regtig? En nou skryf Deuteronomium 6 vers 4, hy sê, luister Israel, en dis die inligting wat jy vir jou appel mos moet gee, né, vir jou kind. Die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. So hier is daai lekker teorie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, hele verstand. Jesus kom tel dit op. En ek sit dit in Matteus 22, nee, Matteus skryf daaroor, om te sê, dit wat in Deuteronomium staan, is ook nog steeds van toepassing. Ons sê baie keer, daar is kontinuïteit en diskontinuïteit, en ergens is dit iets wat ek en jy kan verder vat. Nou sê hy so mooi in vers 6, hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Kyk hoe lekker begin hy vir ons sê, maar wat maak ek en jy met die inligting, want daar is net een Here, jy moet hom lief hê met alles van jou. Hy sê, dit moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders, en met hulle daaroor praat, as jy in jou huis is. So dis daai lekker gesprekke met mekaar oor God, verhouding met God, in die huis, waar ons met mekaar praat. Hy sê, interessant genoeg, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Dis amper daai ding van, jy moet oor God dink, en oor God amper praat voor jou eerste koppie koffie. Is dit moeilik? Of wil ons eers koffie kry, as ons kan wakker word? Ergens daai DNA wat moet inkom te sê, ek het gedurig die Here God in my gedagtes. Ek praat met hom, ek praat oor hom, met my kinders, oggend, aand, op pad, by die huis, elke plek. Hy sê, jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne, en op jou stadspoorte. Nou hier is 'n baie mooi lyn wat hy moet sê, waar moet dit wees in jou hande? Dis mos jou doen goed. Jy doen met jou hande. So wanneer jy doen, dan sê, is ek vir die Here lief? Is dit wat ek doen vir hom okay? Maak dit hom groot?
verheerlik ek sy naam, my doen, my hande, en natuurlik, dit moet 'n merk aan jou voorkop wees. Wat dink ek? Ek sê altyd, dit is baie interessant, dat die sielkundige sê, ons dink so 22.000 gedagtes per dag. Hoeveel van hulle is mooi? Slaas daar een, né? Wat sê ek moet dink? Dan sê ek, Here, dit wat ek dink, laat dit wat ek dink vir U aanvaarbaar wees. Psalmskrywer sê dit ook. Skryf dit op jou deurkosyne. Wat sê ou Josua? Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis mos 'n mooi lyn. Ons is nou die Paastyd in. Paastyd wat vat na die Pasga toe, waar die bloed aan die deurkosyne gesit is, sodat die eersgeborene nie getref word nie. En daai ding van, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit staan so mooi hierso. En dan in jou stadspoorte. En skielik hoor ek, julle wil komberse uitdeel. Skielik hoor ek, julle het 'n visie nie net tot by die grens van die gebou nie, maar weier. Evangelie moet weier gaan. God se liefde moet weier gaan. En skielik begin 'n mens dink, okay, wat voer ek my appel? Want hooplik is my appel die een wat elke dag dink oor God, met God besig is, ons in die huis met hom besig is, sodat ek 'n gesonde appel het, wat vir die wêreld aanvaarbare vrug gaan wees. Ek wil hê ek en jy moet so 'n bietjie ingenooi word in daai hele gesprek met God. Van hoe lief is ek regtig vir hom. Ek gaan nou weer in Lukas 7 daarby inval. Hier's 'n lied wat julle nou gaan luister. Die woorde is op die bord, jy hoef nie saam te sing nie. Maar dis jou geleentheid om te sê, Here, ek wil U met my hele wese lief hê. Ek wil naby aan U leef. Ek wil aan U voete kom sit. Die voete, Heer, is die beste plek, daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees, is die grootste eer, daarom buig ons voor U neer. Ja, ons verkies nou om by U te wees, en om na U te luister, in plaas van altyd maar weer besig te wees, kom ons nou tot rus by U. Aan U voete, Heer, is die beste plek, daarom kniel ons voor U neer. Om by U te wees, is die grootste eer, daarom buig ons voor U neer. Net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so omhels U ons elkeen. U is 'n Vader wat versorg en beskerm, en ons kom tot rus by U. En ons kom tot rus by U. Dit is so, as ek en jy in die winkel gaan, en ons gaan koop appels. Hoe kies jy? Sê ek wil die vrotste appel hê? Of kies jy die mooiste een? En eintlik kom sê die Here, ek en jy is die appels vir die wêreld. Wat moet sê, ek wil jou hê. Want dit wat jy het, is mooi, is aanloklik, is baie spesiaal. En dan is dit kosbaar, dat ek en jy vandag in die kerk kan sit en kan sê, ons stap in lydenstyd in, en dis vandag die 4de Sondag van lydenstyd. So stap in Paastyd in, waar die Here gekom het, om ons vrot, die slegte dele van ons, op hom te neem, en ons gesonde appels te maak. Want die bloed van Jesus reinig ons van
alle sonde. 1 Johannes 1 vers 7. Waar die Here kom sê, ek het gaan hang, dat jou stikkend en jou vrot op my kom lê, sodat jy gesond kan wees, en heel kan wees. Dan kan ek weer vra, hoe lyk jy as appel? Want jou boom, Christus, kom maak jou heel, kom maak jou gesond, kom maak jou nuut. En wanneer hy dan sy vrede kom gee, dan kom sê hy, ek het jou juis kom skoon maak, ek het jou kom nuut maak, ek het jou kom heel maak. En kan ek en jy sy genade kom vat, en vandag die wegstap as gesonde appels, aanloklik vir die wêreld, aanloklik vir mekaar. Mag God se liefde dan so deur ons sigbaar word. Ek wil hê ons moet nou staan, dis ons 2 lofliedere. Want gesonde appels wil sê, Here, dankie dat ek lewe kan hê, dat ek in oorvloed kan lewe, dat ek splinternuut kan wees. Kom ons bid saam net daar waar ons is. Vader, dankie dat ons dit durf waag om U Vader te noem. Dat U naby aan ons gekom het deur Jesus Christus. Die Gees in ons kom woon het, deur wie Paulus ons uitnooi om te sê, Abba, Vader. Dankie vir vandag. Dat ons net weer bewus kan wees van U wat aan 'n kruis gaan hang het, sodat ons vry en nuut kan leef. Dankie vir vandag, vir U woord, die geleentheid om sommer net daaroor na te dink, net bewus kan wees van U wat anders kyk, wanneer U na ons kyk. Dankie dat U sag kyk. En help ons met die woord U te ontdek, as 'n God van genade, 'n God van liefde, 'n God wat sê, ek het juis jou seer, sleg, swaar, vrot op my kom sit, sodat daar deur my wonde vir jou genesing kom. Dankie vir lydenstyd. En help vir ons om ook anders na U te kyk. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 7 is 'n mooi gebeurtenis en nou kry ons daai mooi lyn van Jesus wat baie moeite gedoen het om met mense interaksie te hê. Ons weet Johannes het gesê, Johannes 4, hy gaan sit by 'n vrou in die put, 'n Samaritaanse vrou, so ons kom agter, hy werk bietjie met Saggeus, en so kom hy en hy het met 'n klomp mense te doen. En nou kry jy 'n mens daai gedeelte waar die elite, die top van die sosiale vlak, ook probeer kyk of hulle 'n bietjie interaksie met Jesus kan hê. Nikodemus het so lekker skelm in hoofstuk 7 van Johannes, bietjie gaan kuier by hom. Ons weet van Josef van Arimatea wat ook 'n Joodse raad was, wat later saam met Nikodemus Jesus se liggaam weggevat het. So ergens op 'n kol het die elite so bietjie afgekom. Maar hier kry ons 'n baie interessante verhaal. Vers 36, Lukas 7. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseër ingegaan en aan die tafelplek ingeneem. 'n Sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaster flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien het, sê hom by homself, hy dink, ons gedagtes. As hy 'n profeet was, sou hy tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander 50. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskel. Wie van hulle sal vir hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord,
Ek veronderstel die een vir wie die meeste kwyt geskel het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe en hy sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete, het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy, vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sonde is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. 'n Baie interessante verhaal. Ons weet nie hoekom Simon vir Jesus genooi het nie. Ons kan aanvaar dalk net wou hy bietjie met Jesus interaksie te hê en dalk kan hy iets uitkry waarmee hy hom kan beskuldig en waarmee hy hom kan gaan aankla. Ons weet mos nooit hoe hulle koppe gewerk het nie. En nou gebeur hierdie ongelooflike gebeurtenis. Van Simon kry vir Jesus en Jesus is aan tafel. Nou moet 'n mens die prentjie raak kan sien hoe het hulle geëet daai tyd. Kyk, die tafels was laag. So jy het so op 'n bankie, het jy so gelê met jou voete deur een kant, met jou elleboog so op die tafel. Wie van julle het raas gekry omdat julle met die elleboog op die tafel geëet het? Nee, julle is oulik. Het julle dit nie? Dit was verskriklik. Jy sit nie met jou elleboog op die tafel nie. Jou ma het altyd dit vir jou gesê, maar hulle het so gesit en dan het hulle nog geëet. En dan is die voete nou daai kant toe. En dan was dit nou so dat hulle nog geëet het. En hier kom die vrou en sy hoor van Jesus en sy kom in en hier huil sy. En nou die trane alleen was nou nie die spesiale deel nie. Die feit dat sy en nou moet ek sê daai tyd as jy nou 'n slegte vrou was, het jou hare losgehang, het jy lang hare gehad, want dis waarmee die mans uitgelok het, en sy kom met haar hare, en sy droog die trane af, en sy soen Jesus se voete, en sy salf Jesus se voete. Waar sy letterlik bewus was van wie sy was, en sy kom en sy hoor van Jesus, en sy wil vir Jesus alles net kom sê, dankie met haar hele wese. En nou begin jy die interaksie kry van waaroor Lukas wil skryf. Hy sê, as jy na die fariseer gaan kyk, dan sê die fariseer en sê, lyk my ek het dit reg gekry. Ek het iets gesoek om Jesus mee aan te kla. Ek het iets gesoek om hom te ontmasker en taraam, hier gebeur het, ek nooi hom vir ete en ek kry 'n groot bonus by. As Jesus geweet het wie hierdie vrou was, sou hy dit nie toegelaat het nie. Want onthou, dorpies is maar klein. Anders as Linwood, julle is deel van 'n groter stad. Baie van julle weet nie wat in mekaar se lewens aangaan nie. 'n Mens ken mekaar net van sien. Jy het nie regtig. Maar daai dorpies was klein. So hulle het presies geweet wie is hierdie vrou. En die fariseer het presies geweet wie is hierdie vrou. En dan weet hy, as hierdie vrou wat 'n sondaar is en heel waarskynlik 'n prostituut, as sy aan Jesus kom vat, moet hy weet. Sy sondig en hy gaan onrein wees. En dan dink hy, pas dit. Nee, dis wat ons nou gesê het. Uitgevang. En dan kom Jesus en hy kom draai die bordjie so klein bietjie anders. Nou kom wys hy vir hierdie fariseer, hy weet presies wat hy dink en hy weet wat sy dink. En hy kom met hierdie eenvoudige verhaaltjie van iemand wat baie geld geskuld het. So as ons nou hier gaan kyk en dan praat jy van so R500. Nou daai tyd sou dit so 2 maande se salaris wees, min of meer. Anders is vandag nou, ons werk nie vir peanuts nie, maar en die ander een is so 'n week se geld wat geskuld is. En dan begin hy net om te sê, maar wie gaan die dankbaarste wees? En dan begin die bordjie nog verder verhang. Hy sê, wie Simon? As jy 'n goeie gasheer was, dan sou jy soos die goeie gebruik is, en as jy nou die passiespel mooi deurwerk, dan kom jy agter die laaste avondmaal, voordat Jesus in Getsemane ingegaan het, was dit die laaste nagmaal. Wat het Jesus gedoen? Hy het sy disippels se voete gewas. Nee, so ons kry eintlik iets raak van, wat doen 'n gasheer? Nou, ons hoef nie vandag dit te doen nie.
Julle was nie mekaar se voete nie. Toe ek in Rusland klasse gegee het, toe was dit 'n kwessie van daar as jy in die plek instap, betrek jou skoene uit. Jou skoene gaan nie in die huis in nie. Dit hou die huis mooi skoon, hoor, dit werk. Julle kan dit gaan doen, want dan het jy minder werk om te doen. Maar voete was 'n gebruik, goeie gasvryheid. So Simon, die fariseer, wat eintlik volgens die wet baie mooi reg leef, kom nie eers die gebruike, die gasvryheidsgebruike van dat tyd na nie. Was nie Jesus se voete nie. Salf nie sy kop nie. Gee hom nie 'n soengroet nie. Judas doen dit later in Getsemane. Dan soen hy vir Jesus met 'n soengroet. So hier kry hy breek al die reëls en kom Jesus en hy sê, kyk na daai vrou. Jy sien neer op haar. Julle sal onthou die tema's, Jesus kyk anders. Jy sien neer op haar. Jy sien haar sondigheid. Ek sien haar hart. En haar hart wys alles van wat sy doen. Jammer, nederig, kom na Jesus toe, die ontvanklikheid van Jesus, die uitnodiging. Haar hart sê, ek soek nuwe lewe, net Jesus kan dit vir my gee. En ek kom so toe. Ekskuus tog. En nou begin hy die ding so lekker oopvou om te sê, maar okay, as sy jou rol oorgeneem het as gasheer, is sy die een wat eintlik met die regte kyk. Want Jesus sê, ek kyk na die vrou, ek sien haar pyn, ek sien haar berou, ek sien haar reg kies, en ek sien haar reg leef. Jakobus kom, hy sê, ek wil nie hoor wat jy glo nie, ek wil dit sien. So hy kyk na die ander kant van die muntstuk, en hier is die vrou, en sy kom sê, dit wat ek glo, dit wat my hele lewe kom verander het, kom leef ek hier uit. En ek sê, dankie. Nou het ek al so 'n bietjie met die mense in België, toe ons in België was, toe praat ons so 'n bietjie met die sendlinge daar. En interessant, toe sê hy, die ouens in België het nie regtig 'n sonde bewussyn nie, want dit gaan eintlik met hulle goed. Hulle het nie nodig om vir God te aanbid nie, hulle het nie nodig, alles gaan goed. Hulle pensioenskema, mediese skemas, alles gaan goed, almal het geld, gaan regtig goed. Hulle het nie vir God nodig nie. Dis vir hulle bitter moeilik om 'n sondebewussyn te skep by die mense. En natuurlik, hoe ouer jy word, dan sê die ou mense ook, maar ek kan die sonde doen nie, ek kan niks doen nie. Nou interessant genoeg, ek moet julle 'n bietjie somme laat maak. Kom ons praat so 'n bietjie oor sondebeginsel, of net die begrip van sonde. En nou wil ek hê julle moet lekker luister, en begin nie somme maak in jou kop. Ons praat dikwels van 'n ou wat sê, hy's hoogheilig, nee. Hy doen baie min sonde. Nou, ons kan kyk, sê nou jy doen net een ding per dag verkeerd. Ons weet ons doen baie, né? Deuteronomium, Johan, ons doen baie dinge verkeerd vandag. En sê nou jy dink net een ding verkeerd. Daai 22.000, net een verkeerd. En sê nou jy sê net een ding verkeerd. Dis nou al so 3. En baie keer praat ons van die sonde van versuim. Jy weet wat is die regte ding om te doen en jy doen dit nie. Dan praat ons van 4 sonde. Nou ek weet ons is baie meer as 4, maar kom ons vat net 4. En sê, jy doen net 4 sondes 'n dag. Hoeveel dae is daar in 'n jaar? Hoe oud is jy? En skielik begin jy agterkom, woe! En hierdie appel is 'n paar klomp vrotkolle. En dan begin 'n mens iets raak sien van hierdie vrou wat by Jesus kom hoor, jy is vergewe. Al die sondes is so opgestek. Maar Jesus kom en hy sê, jou sondes is jou vergewe, want dis waaroor Paastyd gaan. Dis waaroor daar 'n kruis is. Vir Jesus wat aan die sonde, vir ons sonde aan die kruis gaan sterf het, en hy mooi woord gesê, tetelestai, dis volbring. Ek het vir alles betaal. Jy is vry. En dan kom hy en hy sê, omdat jy bewus was van hoe baie jy verkeerd leef, hoe groter is jou dankbaarheid. En dan kry ons die ironie van Jesus ken die vrou se gedagte, hy ken die fariseer se gedagte, en hy kom trek dit mooi saam. En hy sê, die wat baie sonde gedoen het, is baie dankbaar. Die wat min sonde gedoen het, is min dankbaar. En skielik begin die mense daar lekker eerlikheid gesprek op die tafel sit. En sê, hoe lyk ons regtig?
En hoe dankbaar is ons vir 'n kruis? Hoe gereeld sê ons vir die Here, baie dankie, dat hy nie by my verbygegaan het nie, maar my raak gesien het. Hy het my raak gekyk, soos die vrou. En dan die ironie, dat hierdie ou wat oënskynlik reg was, fariseer, leef reg, vir die van julle wat wonder, die Talmud is so 'n lekker dik boek, hy het so 3225 bladsye. Dis al die reëls wat hulle moet nakom. Ek het vir julle 4 verse gelees. Makliker, né? Hy het daai goed nagekom. Maar hy het nie regverdig weggestap nie. Dis die ironie. Hierdie vrou het regverdig weggestap, nie net vergewe nie, maar ook jou geloof het jou gered. En skielik begin ek so klein bietjie inspeel op Wêrelddag vir vroue. En ons sê, waar fokus ons vandag? Hoe kyk ons vandag na vrouens? Ja, ons kyk anders, soos Jesus. Hoe kyk ons na mekaar? Anders, soos Jesus. Want dit is so, dat ons so geneig is om na mekaar te kyk en te sê, maar jy is so en jy is so en jy is so en jy is so. En eintlik kyk Jesus nie na ons. Kom ek vat ons 'n bietjie dieper. Dikwels dink ek en jy, ek is nie goed genoeg vir God nie. Dan wil hierdie Lukas 7 weer vir my kon sê, wie was hierdie vrou? 'n Sondige vrou, die hele dorp het haar geken, en die hele dorp het haar afgeskryf. Gelowiges, geen plek vir haar nie. En Jesus kyk haar raak, en sien haar en sê, jou sonde is jou vergewe. Jou geloof het jou gered. So wanneer ek en jy dalk voor God kom staan en sê, Here, ek dink nie ek is goed genoeg nie. Kyk Jesus anders. Kyk Jesus sag. Sien Jesus vir my en vir jou raak. Om vir ons uit daai verhouding uit beter weg te stuur. En te sê, ek sien jou raak. Ek sien jou berou. Ek sien jou seer en ek vergewe jou. En jy stap niet en anders weg. Maar wil hierdie gelykenis, of nie gelykenis nie, hierdie gebeure vir my en vir jou, bietjie ook help, om 'n slag na ander te kyk, en sag na ander te kyk, want die fariseer het hard gekyk na die vrou. Jesus kyk sag. Dalk moet ek en jy ook leer, om sag na mekaar te kyk. Met Jesus se oë, na mekaar te kyk. Want Jesus sien die goeie. Jesus sien die hart. En Jesus sien die sleg van die fariseer se hart ook. Dalk moet ek en jy vir mekaar 'n beter kans gee. En interessant genoeg, as die fariseer gaan sit het en tyd gaan spandeer met die vrou, sou hy agtergekom het, sy het ergens na haar lewe tot bekering gekom en wou by Jesus 'n nuwe pad kom loop. Maar hy het nie tyd gemaak vir haar nie. Dis maar so kinderstories ook, né? Ons hoor 'n storie en ons versprei hom, ons het nooit dit gaan regstel of gaan hoor of dit regtig so is nie. Hoe kyk ons na mekaar? Jesus kyk anders. Hy kyk anders na jou. En sy liefde wil kom sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek gaan nog steeds vir jou oop wees en ontvanklik. Paulus skryf dit so mooi. Niks skei ons van die liefde van God in Romeine 8, 38-39. Niks skei ons van die liefde van God. Wanneer as hy na ons kyk, kyk hy anders, want hy kyk deur 'n kruis. En hy kyk anders. Mag ek en jy sy anders kyk, kom vat. Maar mag ek en jy daai anders kyk deel maak van ons lewe. En dan anders begin leef. Mag dit wat ek en jy doen, ons liefde wys. Soos die vrou wat gekom het om die beste wat sy gehad het vir Jesus te gee. Mag ek en jy elke dag ons beste vir hom kyk, vir hom gee, omdat hy anders na ons kyk. Here, U is die een wat ons raak sien. En U weet vandag presies wat ons dink, wat ons voel.
U weet alles. U weet ook hoe nodig ons U het. Dat ons ook soos daai vrou, die vrymoedigheid wil hê om vandag na U toe te kom en te sê, Here, kom vat my nes ek is. En kom maak my anders. Kom maak my nuut. Laat dit wat U aan die kruis kom doen het, deel word van my lewe wanneer U na my kyk en my raak sien en my as 'n vrot appel dalk gesond maak. Mag U ons lewe kom anders maak, Here. Dat wanneer ons hier wegstap, ons wegstap met 'n sagte kyk ook na mekaar. Dat wanneer ons sonde vergewe is, ons ook ander en mekaar se sonde sal vergewe. Mag ons hier wegstap, nie as mense wat belangriker as ander is nie, maar wat juis bereid is om te dien, om te gee, sodat die wêreld kan glo. Dankie dat ek vandag kan bid vir die gemeente, vir Jorie, vir Johan, vir die kerkraad, vir al die personeel, vir elkeen hier. Mag U die een wees wat so sag na ons kyk, dat ons vreugde in U vind. Dat ons die genade beleef, waar ons nuut gemaak word. En mag ons gaan nuut leef, Vader, in die krag wat U vir ons gee. Mag hierdie jaar se Paasgebeure nie by ons verbygaan nie. Mag dit in ons kom ingeplant word, deur ons liefde en ons dankbaarheid teenoor U as 'n genadige God. Seën vir elkeen hier in oorvloed. En ek bly dit bid in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en weet dat jy nie alleen nie uitstap nie. Want wanneer Jesus vir sy disippels daar in Matteus 28 kom sê, en onthou, ek is by jou, dan bedoel hy dit. Dan kom sê hy, jy stap nie alleen hier uit nie. Skoongemaak, nuut gemaak, weer 'n lushof vir die wêreld, en kyk God sag na jou. En dan kom sê hy, en onthou, ek is by jou. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van hierdie God, ons Vader, en die kragtige werking van sy Heilige Gees, is by elkeen van julle, nou, môre en vir altyd. Amen.